Sagaria hoofstuk 11. Maak oop jou deure Libanon, sodat 4 jou sederbome kan verbrand. Huil siprusbome, want die sederboom het geval, die grootste en die mooiste van almal. Huil eikebome van Bashan, as jy toekyk hoe digte bosse afgekap word. Luister na die gehuil van die herders, van hulle rykdom is weg. Luister na die gebrul van die jong leeu's, van hulle pragtige bosse langs die Jordaanvallei is verwoes. Dit is wat die Here my God sê. Gaan en sorg vir 'n trop slagskape. Die koper sal hulle skape slag sonder enige skuldgevoel. Die verkoper sal sê, prys die Here, nou is ek ryk. Selfs die herders het geen meegevoel met hulle nie. Net so sal ek ook nie meer meegevoel hê met die inwoners van die land nie, sê die Here. Ek laat hulle in mekaar se kloue val en in die kloue van hulle koning. Hulle sal die land in 'n wildernis verander en ek sal hulle nie red nie. Ek het dus die skape wat bedoel is om geslag te word opgepas, vir al die onderdrukte skape. Ek het 2 herders kieries gevat, die een het ek guns en die ander een eenheid genoem. In 1 maand het ek van 3 slegte herders ontslaag geraak. Ek het ongeduldig met die skape geword en hulle het ook vir my moeg geword. Ek sê toe vir hulle, ek wil nie meer julle herder wees nie. Die wat wil doodgaan, moet doodgaan. Laat die wat weggeraak, weggeraak. Laat die wat oorbly mekaar verslind. Ek het toe my herderkierie guns gevat en dit middeldeur gebreek. Daarmee wou ek wys dat ek die verbond wat ek met al die nasies gehad het, verbreek. Dit was die einde van die ooreenkoms met hulle. Die wat skape gekoop en verkoop het my dopgehou en geweet dat die Here deur my handelinge met hulle gepraat het. Ek het toe vir hulle gesê, as julle dink dit is reg, gee my regmatige loon, maar net as julle wil. Hulle het toe 30 stukke silwer as my loon afgetel. Die Here het toe vir my gesê, gooi dit vir die pottebakker. Dit was die buitengewone prys waarmee hulle my geëvalueer het. Ek het toe die 30 muntstukke geneem en dit in die tempel van die Here vir die pottebakker gegooi. Toe breek ek my ander herderskierie, eenheid, om daarmee te wys dat die verbond van eenheid tussen Juda en Israel gebreek was. Die Here het vir my gesê, gaan weer en maak soos 'n niks weer herder. Dit sal wys hoe ek vir die nasie 'n herder sal gee, wat nie omgee vir skape wat vergaan nie, wat nie die lammers gaan soek of die beseerde skape versorg of die gesonde skape kos gee nie. Inteendeel, hierdie herder sal die vleis van die vetste skaap eet en die ander se kloue afdruk. So 'n niks werd herder wat sy trop verlaat, sal verseker veroordeel word. Mag die swaard sy arm afkap en sy regter oog deurboor. Sy arm sal onbruikbaar word en sy regter oog heeltemal blind.